Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is om daardie kombuiskas reg te maak wat jy al vir maande uitstel, welkom by episode 27 van In Alle Erns. Tydens die ANC se onlangse 110-jarige vieringe het president Ramaphosa in 'n SAIK onderhoud gesê dat daar 'n persepsie bestaan dat die ANC 'n korrupte party is. Die president het egter ontken dat dit die geval is en het eerder die vinger gewys na enkele ongenoemde individue binne die ANC wat by korrupte aktiwiteite betrokke was, wat die party se beeld skaad. Die vrot-appels-verskoning is natuurlik 'n groot gunsteling onder politieke aanspreeklikheidsontduikers. Dit herinner my aan die ou grappie, dit is 90% van die prokureurs wat ons beroep 'n slegte naam gee. Vir so lank is wat die nie-korrupte lede van die party nooit enige sinvolle stappe neem teen hul kaders wat betrokke is by korrupsie nie en hul slegs soms ligs oor die vingers tik, bly die volgende stelling akkuraat. Die ANC is 'n korrupte party. Wat die voortdurende en kroniese korrupsie, selfs tydens 'n noodtoestand binne die party betref, is die ignoreerder net so goed soos die steler. Korrupsie binne die ANC is duidelik ook nie faksie-eksklusief nie, soos sommige politieke kommentators dit graag probeer inkleer nie. Voormalige minister van Gesondheid Zweli Mkhize, wat bedank het gedurende die pandemie weens ernstige korrupsie-aantuigings, was nie 'n radikale ekonomiese transformasie of RET-faksie loyalis nie. Let veral daarop dat meneer Mkhize, wat vierkantig in die Ramaphosa-kamp was, nooit afgedank is nie, maar eerder bedank het sonder enige nagevolge. Die feit dat die ANC na beide kante toe van sy faksieverdeling verrot is, word verder bevestig deur Ramaphosa se voormalige woordvoerder, Khusela Diko, wie tydens die pandemie betrek is by ernstige korrupsieklagtes van miljoene rande. Die staatskapingsverslag, waarvan die eerste deel onlangs gepubliseer is, sal slegs van enige wesenlike waarde wees as ons sien dat diegene wat daarin geïmpliseer word, veral hoë profielname, die ernstige gevolge dra wat hul misdade verdien. Andersins was die Zondo-kommissie maar net nog 'n weerlig afleiende, peperduur stuk politieke teaterspel om vir tyd te speel op oorbelaste belastingbetalers se ewig groeiende rekening. Die ANC is duidelik desperaat om ontslae te raak van die etiket van korrupte party, wat hulle self deur hul aksies of gebrek daaraan oor die jare verdien het. Die enigste manier hoe hulle dit kan probeer regkry, is deur vinger te trek en om menigte openbare skokreaksies op elke nuwe korrupsieonthulling op te volg met dringende en drastiese straftelike en dissiplinêre aksies. Indien ons nie groot kaderkoppe sien rol vir korrupsie in 2022 nie, bly daar net een vraag. Sal die president se krimpende koor luidkeelse lofsangers en beeldpoetsers uiteindelik die ruggraat hê om te erken dat die keiser inderdaad geen klere dra nie? As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel op sosiale media en met vriende en familie. As jy op YouTube luister, los gerus 'n kommentaar in die kommentaarafdeling, like die video en subscribe om op datum gehou te word van al die nuutste video's en potsendings sodra hulle uitkom. As jy op 'n ander potsendingplatform luister, los gerus 'n resensie. Ek is Erns van Sail. Hou moed, hou koers, behou jou geloof, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.